U kan die Bybels vir my oopmaak by Efesiërs 2. Ons gaan vers 11 tot 22 lees. Een nuwe mensheid. Efesiërs 2. Kom ons sluit die oë. Here, vir die voorreg om ook nou voor die woord stil te raak, eer en dank ons U. En is dit ook ons gebed, Here, dat U deur hierdie woord ook vir ons die rigting sal kom wys, wat U wil hê, dat ons as U kinders ook moet najaag. Dat U vir ons die lig op ons pad sal kom wees, dat U vir ons die pyl sal wees, wat vir ons wil wys. Hierlangs moet Jy beweeg. Dankie, Here, vir die gawe van die woord, en dankie, Here, dat hierdie woord ook in ons eie taal is. Dankie dat hierdie woord ook help om ons geloof te vorm. En dankie, Here, dat ons in ons moedertaal ook U kan leer ken. Seën ons in ons woordoordenking vanmôre, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Net so 'n stukkie inligting en agtergrond om hier raak te sien. Ons het 'n rukkie terug toe ons met Efesiërs 1 besig was, gesien dat Paulus op 'n manier 'n stuk geloofsteorie kom neerlê het. En hier in hoofstuk 2 is dit asof hy hierdie geloofsteorie nou bietjie meer van toepassing maak op die mense. Hy begin nou so bietjie die praktyk daarvan illustreer. En het hy sy gebed mos nou geëindig in hoofstuk 1 met hierdie radikale stelling wat hy gemaak het, dat die kerk is Christus se liggaam, die volheid van God, van hom wat alles en almal vervul. En nou gaan ons sien hoe hierdie laaste gedeelte van Efesiërs 2 eintlik mooi handvat met dit wat Paulus ook bid vir die gemeente in hierdie gedeelte. Hou in gedagte dat hy gesê het, julle is verkies, julle is verlos, julle is verseël, julle is geroep om God se liggaam hier op aarde te wees, om God hande en voete hier op aarde te kom gee. Julle is nie net toevallig hier nie. Verlede keer het ons stilgestaan ook dat ons is nie maar net die ou sies tog, die ou arme gelowiges wat nou wie se sonde vergewe is nie, maar dat ons hier ook God se meesterstuk, sy pragtstuk is wat hom moet beywer vir die goeie werke wat God bestem het. So dit is hierdie, kom ons sê dit in aanhalingstekens, rou teorie, wat hy nou baie verder uitbou, as hy nou vir hulle ietsie meer oor hulle identiteit, as God se kinders kom leer. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was en ook vrede vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges, die lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here.
in wie julle ook saam opgebou word, as die geestelike huis waarin God woon. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dit die beeld wat ons in gedagte moet hou. Daar was vroeër 'n skeidsmuur wat afgebreek moes word, en op grond van Christus as die hoeksteen, wil ek amper sê, is daai skeidsmuur se stene gebruik en nuut gemaak om 'n tempel te bou. Daar's mos 'n liedjie wat ons die kinders geleer het, weet jy nie, jy is 'n tempel? Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar dis ook 'n lied wat vir God se kinders gesing word met weet julle nie, julle is eintlik 'n tempel. 'n Geestelike huis waarin God woon. Ons gaan later weer by hierdie beeld kom. Ons het verlede keer toe ons oor Efesiërs 2 gesels is gesê dat die eerste 10 verse het baie klem gelê op die hele dood na lewe, wat bietjie fokus op die individuele redding van die gelowiges. Maar nou vers 11 tot 22 verander die aard bietjie dat hy vreemdelinge nou verander na medeburgers, en kan ons op 'n manier hier verwys na korporatiewe versoening, as ons die woord so mag gebruik. Met ander woorde, hierdie klomp dooie individue wat nou lewendig geword het, is nie net sommer wild en wakker weg van mekaar nie, hulle is saamgebind tot 'n groter roeping in hulle lewe. Ek gaan vandag bietjie baie inligting deel, maar vertrou die proses. Kom ons gaan op reis deur hierdie gedeelte. Efesiërs 2 vers 11 tot 22 bestaan ook uit 'n paar dele. Die eerste gaan oor die vorige vervreemding. Heidene was sonder Christus uitgesluit van Israel se burgerskap, sonder verbonde, hoop en God. Met ander woorde, daar was nooit 'n verbond met die heidene gesluit nie. Die verbond was oorspronklik met Israel gesluit, met die woorde en onthou, jy sal 'n seën vir die nasies wees. Maar daai deel van die verbond is nooit nagekom nie. Mense is geneig om dit mis te lees. God het vir Abraham aan die begin gesê, en jy Abraham sal 'n seën vir die nasies wees. Dit het nie gebeur nie. Want wat het hulle met hierdie godsdiens gedoen? Hulle het hierdie eksklusiewe godsdiensie gemaak. Net sekere mense kwalifiseer om te deel aan hierdie godsdiens. Dit het selfs so ver gegaan dat binne in 'n Joodse sinagoge, ons gaan net weer daarna verwys, binne in die tempel is al letterlik 'n muur gewees. Hier kom die wat kwalifiseer en agter die muur is die wat dit nou regtig gemaak het. En die vroue, hulle moet die bo in die flanke sit, want hulle mag nie hiervoor naby aan die, amper sê ek, die woord van God kom. Hulle moet maar so hier langs die kant dit vat. So ons sien dat daar was glad nie 'n, kom ons sê maar familieband, 'n geloofsfamilie nie. Dit was geken aan skeiding en afskeiding. Afskeiding is seker nou die afskorting, afskeiding is 'n heel verkeerde woord, maar julle hoor wat ek probeer sê. Daar's regtig, almal was in kampies gedruk en gejaag. Julle kwalifiseer is gevolg hiervan, julle kwalifiseer nie want hierdie, en julle kwalifiseer glad nie. Dit was wat daar geleef het. Dan gaan hy verder. Dan gaan Efesiërs verder met vers 13 tot 18. In Christus het diegene wat ver was, naby gekom deur sy bloed. Christus het die vyandskap tussen Jood en heiden doodgemaak en albei in een liggaam met God versoen. Want wat gebeur het is die Jode wat tot bekering gekom het, hulle het as die Joodse Christene bekend gestaan. Maar omdat hulle in 'n heidense wêreld geleef het, was daar ook heidene wat tot bekering gekom het en hulle was heidense Christene. Met ander woorde, Christene van 'n heidense agtergrond. Nou het hierdie twee bymekaar gekom in die geloofsgemeenskap en elkeen het beklei vir sy waardes. So daar was onmin en onvrede. Ja, maar julle is nie besny nie, ja, en julle is beslei, en julle sê die wet moet, en julle sê die wet hoef nie, en so beklei hulle so met mekaar, dat hulle totaal aan al Christus vergeet. En dis hoekom Paulus hulle op hierdie manier net weer bietjie skud en sê, hey, fokus net gou vir 'n oomblik hier oor waaroor dit regtig gaan. Want sien,
Julle is eintlik die nuwe geestelike huis. Gelowiges is nie meer vreemdelinge nie, maar medeburgers en huisgenote van God. Hulle word saam opgebou tot die fundament op die fundament van die apostels en profete, met Christus as die hoeksteen tot 'n heilige tempel waar God deur sy gees woon. En hierdie hoeksteen kan ons op 2 maniere verstaan. Die een is fisies daai hoek, die steen in die hoek, die eerste steen wat gelê word om te gebou te word. En dan sien ek Jacques sit hier agter, die ander een is die keystone wat die koepel regop hou. Hy was letterlik hoekvormig. Ek het so 'n paar jaar terug my ingenieurskennis by Jacques getoets, juis oor hierdie gedagte. Daai mense het nie noodwendig altyd met konkriet gebou nie. Hulle het met balanskoepels regop gehou. Baie van daai ou tempels en geboue het koepels gehad met 'n hoeksteen wat daai hele koepel bo hou. Dis die laaste steen wat ingedruk is. As hy ingedruk is, dan het daai koepel bly staan. As jy hom uitdruk, val daai hele besigheid in mekaar. Daartoe ook die voorreg wat ek laas jaar gehad het, meeste van daai arches staan nou nog geanker met 'n hoeksteen. Gaan stamp jy hom uit, val hy besigheid in mekaar. Stamp jy Christus uit die kerk uit, val die besigheid in mekaar. Want Christus is die hoeksteen wat hierdie hele besigheid regop hou. Ek dink die ander Engelse woord is die keystone. Hy hou hom vas. Aan hom balanseer hierdie hele geloof. En sonder hom gaan jy nêrens kom nie. En dis wat so mooi is in hierdie gedeelte in Efesiërs 2. In Efesiërs 1 vers 4 het ons onsself gekonfronteer met die woorde van julle was nou dood ensovoorts, en dan sê hy, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Kyk wat kom doen hy nou hier in vers 13 weer. Vroeër was julle vreemdelinge en, maar nou is julle een met Christus Jesus. Weer 'n keer hierdie maar nou gedagte wat na vore tree. Maar nou het Christus op die toneel gekom. En sodra daar 'n ontmoeting met die lewende God in Christus is, kan dinge nie meer wees soos wat dit was van tevore nie. Dis wat Paulus hierdie mense wil probeer laat verstaan. Na hierdie ontmoeting, na hierdie ingryping van Christus, kan dit nie meer wees soos wat dit was voorheen nie. Daar kan nie meer skeiding wees nie, daar kan nie meer afsondering wees nie, want in Christus is almal gelyk. Want voor Christus was almal maar vreemdelinge. Met ander woorde, jy het niks om op te roem, soos ons in Efesiërs 2 vers 1 tot 10 gesien het nie. Dis nie uit jouself uit dat jy gered is nie. Dis hoekom Paulus die woord dood gebruik. 'n dooie kan niks doen nie. 'n sieke kan nog gesond word. 'n dooie kan niks doen nie. En is net God wat lewe uit die doodheid kan skep. En daarom is dit net God wat 'n dooie siel kan lewendig maak. En dis net God wat vreemdelinge familie kan maak. Die kerk is nie 'n eksklusiewe plek vir 'n klompie mense wat besluit wie kwalifiseer vir genade van God en nie. Dis juist die ruimte waar almal soekend voor die lewende God kom staan en pleit om sy genade, sy insig, sy sorg, sy hoop, sy troos, sy leiding in hulle lewe. Dit moet juist die ruimte wees waar ek kan kom tuiskom. Weet julle waar die twis gekom tussen die Samaritane en die Jode oorspronklik? Toe hulle die tempel wou herbou, nadat hy deur 'n oorlog platgevee is. Die Samaritane se geloof was ook die Joodse geloof. Die Jode het geweier, die Israeliete het geweier dat die Samaritane hand bysit om die geloofshuis te herstel. Want in die Joodse oë die Samaritane nie gekwalifiseer vir God se genade nie.
En toe die Here Jesus die gelykenis van 'n Samaritaan gebruik om vir die mense te wys hoe werk naaste liefde, het dit teen hemele geskree in hulle harte. Want hoe durf hy so iets sê? As mense op reis was, Jerusalem toe, tempel toe, het hulle eerder om Samaria geloop as deur Samaria. En waar sê die Here Jesus met die evangelie verkondig word? Jerusalem, Judea, self Samaria en die uithoeke van die wêreld. Want by God is daar nie 'n ding soos 'n vreemdeling nie. Jy word medeburger en dis slegs deur die reddende verlossingsdaad van Christus wat 'n heiden tot bekering kan kom en saam met 'n gelowige as medegelowiges voor God as die enigste God kan buig en mag prewel my Vader wat in die hemel is. Die evangeliese keerpunt vind plaas juis in die gedagte, maar nou is julle een met Christus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby hom gekom deur die bloed van Christus. Julle wat ver was, het nou naby gekom. Sal dit nou die Gees wees wat wil inkom hier? Nooi maar in of hou hom buite te vee. Vyandskap en vreemdelingskap is vernietig. Want nie een glo beter as die ander een nie. Dit was die kruks van hulle moeilikheid. Man, ek glo beter as jy. Ons sing anders as julle. Ons doen anders as julle. En daarom kan ons nie saam nie. Joh, is 'n hartseer. Hoe bitter hartseer is dit nie? Terwyl Christus sê ons is sy geloofsfamilie. Christus, kyk wat het hy gedoen. Hy is die vrede. Hy het die skeidsmuur van vyandskap afgebreek. Hy het die twee een gemaak. Dit was dalk goed dat die ou tempel moes val, want is die enigste manier hoe hy skeidsmuur kon breek. Want die mense in die tempel sou nooit die muur afgebreek het nie. Hoe bou mense muur om te sê wie is welkom om voor God te verskyn en wie nie? Christus het die vyandskap opgehef, hy het die wet kom vervul en een nuwe mensheid geskep en hy versoen albei met God, waardeur? Deur die kruis. Hierdie is die rigting van ons lewe. Die kruis, die begin en die einde van ons geloof. Hebreërs sê hou hom voor oë. Jesus bewerk 'n horisontale en 'n vertikale versoening. En is ironies genoeg dat die opsomming van die wet ook horisontaal en vertikaal is. Eerste, hy herstel die verhouding tussen die mens met God. Jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. En hy herstel die versoening, of hy bewerk versoening tussen mens en mens. En jy met jou medemens lief hê. Soos jouself. Horisontale en vertikale versoening. Hoe word vreemdelinge versoen met mekaar? As beide gaan buig voor Christus as versoener. Daar is 'n ander manier nie. Versoening vind plaas aan die voet van die kruis. En by die kruisiging van die Here Jesus het ons gesien hoe dit gebeur. Sy kinders, sy disippels het gestaan en treur by die kruis. Sy ma Maria het gestaan en treur by die kruis. En 'n heiden wat hom aan die kruis vasgespijker het, erken hierdie is die seun van God. Daar erken hy en daar kom daai man tot bekering. Voor Christus se kruis.
En aan die voet van die kruis vestig Jesus die kerk, toe hy vir Johannes sê, daar is jou moeder, en vir Maria sê, vrou, daar is jou seun. En is op grond van dit wat daar gebeur het, dat Johannes later vir Maria Efese toegevat het, volgens oorlewering. Want daar het vreemdelinge gesin geraak. Daar het Maria Johannes se ma geraak. Aan die voet van die kruis raak ons verantwoordelik vir mekaar. Dis die roeping op die lewe van die kerk van die Here Jesus. Julle moet daar wees vir mekaar. Die nuwe identiteit, 'n nuwe mensheid. Die gevolg van Christus se werk is 'n radikale identiteitsverskywing. Gelowiges is nou medeburgers, volksgenote, huisgenote van God. Die politiese agtergrond word gebreek en familie word geskep. God skep nie net 'n verbeterde individu nie. Hy vorm 'n nuwe volk, 'n nuwe mensheid waarin Jood en heiden saam voor God een is. Ek is so bly dis nie ek wat dit sê nie, en is die Bybel wat dit sê. Ek maak vreemdelinge familie, 'n nuwe volk vir die lewende God. Hier is dit nie meer twee identiteite wat langs mekaar bestaan nie, maar een nuwe identiteit in Christus. Want aan almal wat hom aangeneem het en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word, volgens Johannes. Aan almal wat hom aangeneem het en die wat in hom glo, het hy die reg gegee. En gaan lees maar in die Bybel. Dis al reg waarvan daar gepraat word. Die res is voorregte. En dis die reg waarvoor die kerk aan moet beywer, dat mense die Here God in glo en vir hom leef. Hierdie ander regte wat so nagejaag word, hier is die reg waarvoor ons moet beywer. Dat mense kinders van God genoem kan word. Hoekom? Want die kerk is 'n lewende gebou, 'n tempel en die woonplek van die lewende God. Paulus verhoog die beeldspraak met beskrywings van die geloofsgemeenskap, veral Efese. Efese was bekend vir argitektuur. Hulle huise is iets om te aanskou. Mosaïek op die vloere, kleurvolle mure, prachtstukke, groot tempels, helder kleure, uitgestaan van ver af, hoë geboue, selfs is biblioteek 3 verdiepings hoog, vir sy tyd 'n marvel. Jy het nie sommer hoor as die 2de verdieping gegaan nie. 3 verdiepings hoog. Pilare wat tot bo in die hemel amper strek. So toe Paulus hierdie beeld van gebou in tempel en huis vir hulle gee, toe verstaan hulle waarvan hy praat. Dis 'n pragtstuk, dis 'n meesterstuk, dit is iets, something to behold, sê die Engelse. Is iets om jou oor te verwonder as jy in daai strate stap en die argitektuur kom lewendig hier langs jou. Paulus kom en hy sê, julle is medeburgers, julle is 'n huisgesin, julle is 'n gebou, 'n tempel, 'n woonplek van God deur die Gees. Die eerste 2 kom uit die sosiale sfeer en die laaste 3 die boubedryf, maar al 5 word geestelik bedoel. Een woonplek van God deur die Gees. Ons is gebou op die fundament van die apostels en die profete. Wat is hy fundament? U is die Christus, die Seun van die lewende God. Petrus, dis God, dis die Gees van God wat dit in jou geopenbaar het, en op hierdie belydenis sal ek my kerk bou. Christus is die hoeksteen. Ons, die heilige tempel in die Here, 'n woonplek van God deur die Gees.
Wat die tempel in Jerusalem simbolies voorgestel het, word nou vervul in Christus en sy liggaam. Kyk mooi, kyk hierdie radikale skuif. God woon nie meer primêr in 'n gebou op 'n berg in Israel nie. Hy woon in 'n versoenende gemeenskap, soos God vir ons 'n plek in sy teenwoordigheid gegee het, kry hy nou 'n plek by ons, in ons. En daarom is die Latynse term imago Dei die sleutel waarmee mens hierdie teks moet verstaan. Soos die mens afhanklik as beeld van God geskape is, word die versoenende gemeenskap nou op 'n besonderse manier die sigbare draer van God se teenwoordigheid in die wêreld. 'n Gemeenskap wat nie leef as draer van God se teenwoordigheid nie, mis sy doel. As NG Kakamas nie hierin slaag nie, moet ons deure toemaak. As ons nie leef as die draer van God en sy teenwoordigheid nie, moet ons deure sluit. Maar dit moet nie net in die kerk gebeur nie. By my werk, by my huis, tussen my vriende, op die sportveld, in die klaskamer, in die personeelkamer, selfs wanneer ek besigheid doen. Julle, dit was interessant dat die Christelike geloof het die vinnigste gegroei in die tyd toe hulle nie 'n Bybel gehad het nie. En een van die beginsels was, dit was die betroubaarste mens om 'n besigheid te doen. Hulle besigheidspraktyk was suiwer en opreg. Jy kon hulle vertrou. Want dit wat hulle gesê en gepreek het, het hulle geleef, selfs as hulle besigheid doen. Want ek is die Here jou God wat jou verlos het, vereis dit van jou. Ons roeping is om God se beeld op aarde te wees. Ons bekering is nie net 'n red uit my sondige bestaan nie, maar dit is 'n herskepping van wie ek is. Kom ons maak mens as ons beelddraer, het die Here in Genesis gesê. En in Christus het hy ons opgewek as beelddraer. So ek moet voortdurend myself gaan ondersoek, of ek besig is om op my eie manier te wheel en te deal en te scheme, en of ek besig is om God se beeld te vestig. Nie partyskap in kampies te vestig en al die dinge nie, maar om die skeidsmuur af te breek. Daarvoor moet ek my beywer. Want op die ou einde van die dag gaan dit nie oor my plan of my agenda nie, maar God se. En God se beeld. En God se eer. Sonder om die grys areaatjies daar te stel van ja, maar en onthou tog, niks daarvan nie. Want daar was geen grys area toe Christus op Golgotha doodgebloei het en dit donker geraak het, toe die natuur rou oor God se seun wat dood is. Toe die skepping in rou gaan.
Die tyd het gekom dat ons agendas voor die kruis van Christus loop neersit. En maar miskien daardie agenda van my loop vas spyker in daai kruis en sê, Here, spoel U vir hom skoon met U bloed. En Here, hierdie lewe gaan oor U. Julle het mos gesing, neem my lewe, laat dit Heer. Het julle nie dit nou gesing met die voorsang nie? Ek het vir Greenberry se wysie gehoor. Daar het ons het gesing. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Behalwe my gesin waar ek wil maak wat ek wil, behalwe my besigheid waar ek wil wheel and deal, behalwe by die skool, behalwe tussen die personeel waar ek my agenda kies en my goed wil doen, behalwe in tussen my vriende, want Here, ek kan tog net nie uitwees nie. Ek kan nie Sondag die naam van die Here wil kom bely en in die week leef asof hy nie bestaan nie. God roep ons tot beter. 'n hoë premie. Dis wat dit beteken om huis van God te wees. Want die tempel was die simbool van God se teenwoordigheid hier op aarde. En ek as individu en ons as kerk in die kollektief is God se teenwoordigheid hier op aarde. Want het Paulus gebid, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Amen. Daar's geleentheid vir stilte waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here God, dankie dat U ons opnuut weer kom roep en kom wys wat U plan met ons eintlik is. Help ons, Here, in die najaag van U plan in ons lewe. Help ons om dit te verwesenlik. En Here, as ons verloor het, help ons om weer terug te kom by die basics van wat U van ons verwag. Tel vir ons op, rig en stuur ons, o Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met 'n dankoffer.